Reg vir die woord. Wys my wie jy lyk jou Bybel. O, jy het hulle. Dis interessant. Ek het besluit of vir 'n rukkie julle sal agterkom nie die woorde op die bord te sit nie, want ek kom jou agter julle bring julle Bybels kerk toe nie. Bring jou Bybel kerk toe. Dis so. Sondagskool, ek het nie vergeet nie, dankie Ella. Sondagskool, julle kan gaan, vat my saam asseblief. Dankie Ella. 2 jaar wat jy was by in die skrif wat die Here kom gebruik om my en jou weer eens te kom laat bevestig wie hy is. So, ek wil gou jy met jou hand op jou hart sit en sê, hart, luister. Dan sê jy self, luister. Dis iets wat ek weet en ek gaan dit nou weer leer. En nou gaan ek volgens dit lewe. Mooi. Kyk nou reg preek, dis julle met die mense interaktief besig betrokke kry. Dis sê die een nou, dis okay. Die probleem is net, ek praat Afrikaans en hulle is Engels. Nou, van die eerste bladsy in die skrif, tot die laaste oomblikke van die evangelie, vertel God vir my en jou een verhaal. Wie wil raai wat daai verhaal is? Almal is verkeerd. Die verhaal van 'n lam. Vertel vir my en jou dat 'n lam wat geslag word, 'n lam wat voorsien word, 'n lam wat skaamte bedek, oordeel laat verbygaan en die sonde van die wêreld wegneem. So vandag gaan ons so 'n bietjie stap deur daardie roete. Net so 'n bietjie kyk na wat bedoel die Here wanneer hy sê en praat van hierdie lam. Want jy sien, in Exodus, eintlik in Genesis al begin dit, en ons ken die verhaal van Adam en Eva, nie waar nie? Okay? Adam en Eva kom in die tuin, en hulle het gesondig teenoor die Here. Dan gaan ons gaan bietjie na Exodus toe, dan gaan ons gaan na Johannes die Doper toe, en dan gaan ons gaan na die kruis van Christus toe. So dis waartoe ons vanoggend op pad is dit okay? So ek wil hê jy moet weet. Want wat gebeur in Genesis? Adam en Eva sondig in Genesis 3 vers 7 sê, toe gaan al twee se oë oop en hulle het geweet dat hulle naak was. Daarom het hulle vir hulle self blare van vyeboom saamgeweef en skorte gemaak. Hulle self bedek, want hulle voel skaam. Hulle versteek hulle self. Hulle probeer hulle self bedek met hierdie vyeblare. En ek wil vandag vir julle sê dat vyeblare en skanse en goedjies wat ons doen en dat ons wegkyk, dit kom en dit verwyder nie sonde nie. Kan ek verder gaan? My en jou poging as mens kan ook nie sonde verwyder nie. Dan gaan dit verder in Genesis 3 vers 9. Hy sê, maar die Here God roep na die mens en sê vir hulle, waar is julle? En God soek hulle. Dis nie dat God nie geweet het hulle het gesondig nie. Hy het geweet hulle het gesondig. Maar hy soek hulle. Hy is op soek na hulle. Hy volg hulle. Hy jaag die kinders wat verlore is agterna. En dan lees ons hierdie mooi dinge, dis wat ek wil hê jy moet mooi luister. Genesis 3 vers 21. En die Here God het vir Adam en sy vrou klere gemaak van vel en hulle daarmee beklee. Ander vertaling sê letterlik van skaapvel, van 'n lam se vel. Nou dis my interessant dat in Genesis begin God al 'n lam gebruik. In Genesis begin die Here dit wel doen. Iets moes sterf. Bloed moes vloei. God self slag die heel eerste lam, die onskuldige lam, om hulle skaamte te bedek. Deur die kleed van 'n geslagte lam. Die evangelie begin klaar daar in Genesis 3 vers 9.
begin dit waarna toe ek dit raak lees, soos ek soos, wat? Dis dit al hier begin. So ek praat vanmôre met jou oor die geslagte lam. Wat dra krag van hierdie? Dan gaan ons bietjie verder spring in Eksodus 12, bietjie na Egipte toe. Israel is slawe, die finale plaag is op pad en die oordeel van God kom oor hierdie mense in Eksodus 12 vers 3 tot 6 sê, neem vir julle 'n lam sonder gebrek en slag dit teen die aand, dan gee hy die volgende spesifieke opdrag. Hy sê, neem 'n bossie hispos, doop dit in die bloed en smeer dit aan die deurposte van die drempel. Nou, as jy gaan bietjie gaan navorsing doen oor dit, hoe het hulle dit gesmeer, is aan die kusyn van die deur. Nou, hulle het hom bo gesmeer, onder gesmeer, links en regs gesmeer. Soos wat lyk dit vir jou? Soos 'n kruis. En hulle smeer hier die bloed oor die dwarsbalk, want die kruis gaan bloederig wees. Weereens kom God en hy gebruik 'n lam, sodat wanneer die doodsengel verbykom en hy die bloed sien en sien waar hulle verlossing is in die geslagte lam, wat gebeur? Hy gaan verby. Julle vang dit nog nie. Waar die bloed was beskerming. Hoeveel keer pleit ek en jy die bloed van Jesus? Hoeveel keer pleit ek en jy die bloed van Jesus? En ek wil vandag vir die volgende vraag vra, besef jy wat jy pleit? Nee? Ek wil julle hierdie verhaal vertel, ek was eendag in 'n rooftog. Dit was baie interessant. Ek gaan nou al die stories vertel nie, want dan het ek nie meer werk nie. Maar, ek is in 'n rooftog. En die guns is uit. En die skote klap. En almal lê op hulle gesigte. En dan lê 'n tannie langs my. En al wat sy sê is, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Ek is soos, tannie? Jy kan nie bid dat hulle jou skiet nie. Maar dis al 'n chaos. En sy soos die bloed, die bloed, die bloed. Want al wat ek hoor is bloed, 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 bloed. En ek is nou dan soos, wat sê sy? En toe hoor ek, the blood of Jesus, the blood of Jesus. En ek wonder by myself, maar oor wie bid jy die bloed van Jesus op hierdie oomblik? Want ek hoop jy bid net vir jou nie. Ek hoop jy bid vir my ook, wat langs jou lê. En ek wonder by myself, of ons net die bloed van Jesus pleit wanneer ons iets wil hê. Wanneer ons beskerming nodig het, wanneer ons verlossing nodig het, wanneer ons nodig het dat iemand moet genees, of wanneer iets moet, want ons is verlos deur die bloed van die lam. Hallo. Nou wonder ek by myself of ons baie keer net hierdie sê, want hier kom die doodsengel verby die volk. Die doodsengel. En hy sê, smeer dit aan die deurposte. Weereens het 'n onskuldige lam gesterf. Weer is die evangelie al in Eksodus. Weereens aan ons verduidelik. Want iets moes sterf om die bloed te smeer. Nou wil ek dit vir jou sê, dat die lam wat geopenbaar word al hier, is eintlik profeties, wat vir my en jou kom verklaar dat Jesus kom. En in Johannes, gebeur iets baie interessant, Johannes 1, wil ek net vir julle sê, dis 14 eeue later. 14 eeue later, gebeur dit weer. Johannes die doper sien vir Jesus en hy sê, dit is die rabbi, die profeet, die wonderwerk. Johannes 1 vers 29 sê, kyk die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En Johannes erken Jesus as die lam van God. En nou wonder ek by myself as ek hierdie lees, want dit is dieselfde lam van Genesis, dit is dieselfde lam van Eksodus, en nou is dit hier dieselfde lam wat kom, en hy kom verander die wêreld, elke offer, elke profesie, elke ding wat gebeur het, kom in vervulling toe Jesus kom, en ek wonder by myself, toe Johannes dit sê, het hy besef wat hy sê? Want hy het ewe skielik gesê dat Jesus is die lam van God, wat beteken dat 'n lam moet geoffer word, want dit was die gebruik. Nou wonder ek by myself, toe Johannes dit sê, het hy besef dat hy sopas 'n doodsvonnis oor Jesus gespreek het? Kan ons net gou indink,
As ons die Bybel so lees en net so moet verstaan, want dis mooi en dis great, want hy toe erken wie Jesus is, want toe kom God die Vader en sê, dit is my seun in wie ek welbehaag het, en Johannes sê dat hierdie is die lam. Ek wil net vandag vir jou sê, as iemand môre na my toe kom en vir my sê, jy's die een wat doodgemaak gaan word, hoe gaan jy reageer? En ek dink nie die mense wat om Johannes was, het besef, toe hy dit sê, Jesus het natuurlik geweet, want Jesus het geweet hoe kom hy kom. Verstaan? Maar ek dink nie die mense om het die krag, en ek hoop jy besef vanmôre, wat was die krag van daardie woorde? Toe hy reeds in Johannes 1 oor Jesus kom verklaar en sê dat hierdie is die lam van God. Ons weet wat gebeur, hy doop hom. En ek wonder by myself, as Jesus die lam van God is, en Johannes kondig dit aan, voor hy hom doop, wonder ek by myself, is hy nog daardie lam vir my en jou? Of is nagmaal en die bloed van Jesus, het dit 'n gewoonte geraak? Het dit maar net 'n tradisie geraak? Het dit maar net 'n by the way geraak? Ek wil vandag vir jou kom sê, dat Jesus is nie veronderstel en die bloed en die offer wat hy gemaak het, om 'n afterthought te wees nie. Kan ek bietjie verder gaan, as julle nog oké? Julle sit so en kyk my stil aan, voel of ek nog erger moet skree. Dankie Susan. Matteus 26, Markus 14 en Lukas 22 verduidelik vir my en jou die Pasgamaaltyd. En ek wonder hierdie ding. Sien jy, dis hoe ek die Bybel lees. As ek hierdie goed sien, dan wonder ek oor sulke goedjies en dan maak ek vir julle 'n preek af van. Want wat vir my snaaks was is, al die tradisionele dinge was daar. Die brood, die wyn, alles was daar, al die sakramente van hierdie element en dit wat moet gebeur en hierdie mooi ervaring wat Jesus kom bring, was daar. Maar ek wonder by myself, wat was weg? Want jy sien, die brood was daar, die wyn was daar, al die disippels sit om die tafel, en Jesus gaan nou met hierdie een ding met hulle deel. En ek wonder by myself, terwyl hulle op die Pasgatafel sit, het hulle besef dat iets weg is? Kan ek jou sê wat is weg? Daar was nie 'n lam nie. Hoekom was daar nie 'n lam nie? Want die lam het saam met hulle gesit aan tafel. Daarom was daar nie 'n lam nie. En Jesus self, wat gesê dat ek is die lam, en hulle dit oor hom kom verklaar, het hom sê dat hierdie brood is my liggaam wat gebreek word vir jou, hierdie wyn simboliseer my bloed wat gestort is vir jou, en nou vra ek vir jou hierdie volgende vraag, terwyl die lam aan die tafel sit, nooi ons hom nog in, wanneer ek en jy by die tafel sit? Of gaan dit oor die tekens wat Jesus gedoen het? Of gaan dit oor Jesus? Ek hoop jy hoor my hart vanmôre, ek hoop jy hoor waar ek die vandaan bring. Want jy sien, ek is so moeg vir die materialistiese goedjies wat ons doen. Wat ons die waarde verloor van dit wat Jesus kom doen het. Want ek wil vandag vir jou kom sê, as hier nou 'n nagmaaltafel was, eintlik moes ek hierdie gepreek het ons nagmaal gehad het, maar as hier nou 'n nagmaaltafel was, en die brood en die wyn was hier, en ek gaan vorentoe, en ek eet die broodjie, onthou jy dat daar was altyd 'n liedjie, en ek moet dit tot vandag te doen, want ek ADHD, dan moet ek nou staan en, as ek dit vat, en ek gaan nou vir julle vertel wat ek doen, ek is eintlik skuldig, my vrou lag elke keer vir my, as ek die nagmaal vat, dan sing ek eers die liedjie waarmee ek groot geword het in die NG Kerk. Weet julle wat was dit? Eet die brood, drink die wyn, glo dan Christus, hy lees ons dors. Ken hom nie? Ek was te oud vir. Maar in elk geval, hy sê, dan moet ek eers die liedjie sing om te onthou, wat moet ek eers te doen? Moet ek eers brood of moet ek eers wyn? Want dis hierdie sistematiese ding wat ingestel het, en ewe skielik sit die Here my neer, en hy kom sê vir my, dit gaan so vir jou oor die sakrament, dat jy vergeet het van my, en die bloed wat jou skoon gewas het. Ek sê, yes Here, ek verstaan nou nie lekker nie. Hy sê, ja, jy kan brood eet totdat jy dik is, jy kan wyn drink totdat jy siek voel, maar as jy vergeet wat dit simboliseer, dan kom jy net kerk toe vir 'n stukkie brood verniet, en 'n klein bietjie druiwesap.
Want dan het dit geword. Maar die bloed van die lam, dit wat dit verteenwoordig. En die disippels sit aan die tafel, en die lam is by hulle. En ek wonder by myself, as ek om daai tafel sou gesit het. Kyk, ek mis nie skaapvleis maklik nie, so ek sou dadelik gesê het, hier is nie lam nie. Ek sien nie lam nie. Maar daar was nie lam nie. En Jesus sê, hierdie is my liggaam wat gebreek word vir jou. Hoor wat sê Matteus 26:28, hy sê, dit is my bloed wat vir jou uitgestort word tot vergifnis van sondes. En die ergste van alles is, binne ure na dit, toe hang Jesus aan 'n kruis. Ure daarna hang Jesus aan 'n kruis. 'n bloedige kruis. 'n uiteindelike vervulling van die Pasga. En net soos in Egipte, was bloed van toepassing. Hoekom? Want dan kan die oordeel verby my en jou gaan. Kan ons net gou vanoggend daai besef. Jesus hang aan 'n kruis, sodat wanneer die doodsengel kom, dat wanneer die vyand kom, wanneer die teleurstellings kom, wanneer die mismoedigheid kom, wanneer dit kom by die feit dat, Here, ek kan nie meer nie, ek weet nie hoe nie, ek het nie antwoorde nie, nie in my huwelik nie, nie in my bankrekening nie, nie in my huis nie, ek weet nie meer wat om te doen nie, Here, maar Vader, asseblief, ek pleit die bloed, wat gebeur? Stap verby jou. Hoekom? Want iemand, en sy naam is Jesus, het aan 'n kruis gehang. Jesaja 53:7. Soos 'n lam wat na die slagtings gelei word. Sy bloed het dit gedoen. Jesus het geweet wat vir hom wag. En kan ek hierdie vir jou kom sê, want Hebreërs 9:12 kom bevestig dit. Hy sê met sy eie bloed het hy eens en vir altyd die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing verkry. Ek wil hê jy moet hierdie verstaan. Ek wil hê jy moet verstaan wat hierdie beteken. Want ek wil vanmôre vir jou hierdie kom sê. Wanneer ons die bloed van Jesus pleit, wanneer ons verstaan wat die krag is van dit wat ek en jy doen, dan gaan hierdie dinge verby ons. Jou sonde word nie van jou vereis nie, dit word op hom gesit. Hy het gesterf, hy het opgestaan, hy sit aan die regterhand van God. Kan ek net vir jou môre vir jou hierdie volgende ding kom sê? Want dit is vir my mooi. Jesus hang aan die kruis. En ek wil vandag vir jou sê, die kruis was nie die einde van die storie nie. Hy het geweet ons meer. Hy het geweet moet meer goed gebeur. So toe hy aan die kruis hang en almal is mismoedig, want Jesus hang aan die kruis. Jesus is dood. Jesus is weg. Wat doen ons, Here? 3 dae later toe doen hy wat hy gesê het en hulle wat hom gesien het, het dit nie eens geglo nie. Hulle wat by hom aan die tafel gesit het, saam met hom geëet het, wat saam met die lam wat geslag word vir ons, hierdie is die lam, die seun van God. Hulle het saam met hom aan die tafel gesit, hulle het saam met hom gewandel vir 3 jaar lank, en toe hy gedoen het wat hy gesê het, toe glo hulle dit nie. Ek wil vandag vir jou kom sê, jy loop dalk 30 jaar saam met die Here. Moenie geskok wees as hy doen wat hy gesê het nie. Want jy is veronderstel om in verhouding met hom te wees. En ek wil vandag vir jou sê, die grootste flaw vir my van die disippels was, en dalk was dit onbekend, want dit was die heel eerste keer dat dit ooit gebeur het, behalwe dat ek voel, hulle het vir Lazarus gesien. Hy het opgestaan uit dood. Imagine net gou, as Jesus daar gekom het en net gesê het, kom uit, staan op. Weet jy hoeveel lyke se dan rondgeloop het? Dink daaraan. Ek is bly hy die naam van Lazarus gesê. Want anders was almal op. Dan gaan dit moeilik wees. Gelukkig was daar daai tyd nog nie versekering nie, want daar doen jy dan. Kom Louis, wat doen jy dan? Wie bel jy? Hoor jy, ek weet ek het geklei, my lewe. Sorry, dis nie goed waarna ek dink.
Maar hoor gou vanoggend, hierdie Jesus, wat saam met hulle aan die tafel sit, hierdie geslagte lam, wat van Genesis af, al vir ons die voorbeeld gegee het, dat dit is wat gaan gebeur. Adam en Eva het hulle self bedek. Johannes, wat vir ons wys wie die Messias is, en na die kruis en die pad na Golgotha toe, sê hy nog steeds, kyk na my lam. Die lam wat skaamte bedek. Die lam wat oordeel laat verbygaan. Die lam wat sonde wegneem. Die lam wat vir ewig lewe. En vanmôre is my vraag, ken jy nog die lam? Ken jy nog die oorwinningskrag van die lam? Jesus, wat vir my en jou gesterf is. Jesus wat kom sê, oor jou lewe het ek die bloed gesmeer, sodat wat ook al gebeur, jou sal verbygaan. Kan ek jou vanoggend, die Engelse woord is mooi, stretch. Is dit okay? Wie beleef so 'n bietjie, wie beleef so 'n bietjie, weet jy waar, Wel, ek weet nie wat dit is nie. Wie beleef so 'n bietjie beproewing? Kom. Wie beleef so 'n bietjie hartseer, bietjie, ja, ek veg so 'n bietjie. Kom. Kan ek jou gou vandag iets vertel? Omdat die bloed van Jesus oor jou lewe is dit nog steeds dit wat jy dalk beleef, maar nie dit wat jy kon gekry het sonder Jesus nie. En ek en jy word so vinnig oorwin deur die bietjie wat wel in ons lewens gebeur. Terwyl ek voel in my hart dat die Here kom sê, dat omdat jy bereid was om hom aanvaar as verlosser en saligmaker, weerhou ek jou van die goed wat jy nie kan handle nie. Maar nog steeds sal ek en jy, ag Here, asseblief, hierdie is te veel. Dit is nie. Want as dit te veel was, het hy nie vir jou gegee nie. Want hy weet jy kan dit nie handle nie. Kyk wat gebeur met hulle wat dit in hulle eie hande geneem het. Kom ons gaan terug Genesis toe. God het geweet dat Adam en Eva nie die sonde van die wêreld en die sondige ontnigtering sal kan aanvaar en kan beleef nie. Hy het geweet hulle weet nie wat om te doen nie en nog steeds toe hulle dit doen, het God nog steeds 'n antwoord. So kan ek vandag vir jou vra, hou op eet van die vrug. Wat jy weet jy mag nie. Want jy sien, wanneer ek en jy op 'n plek kom en ons hierdie lam toelaat in ons lewens, ken ons die waarde van die lam, verstaan ons die waarde van die lam, dat wanneer dit te veel raak, en wanneer ek het dit self al gedoen, moet opstaan en sê, Here, waar is jy? En weet jy wat is daai antwoord? Net nie. Ek kan nie nader aan jou wees, as wat ek is nie. Is sy bloed oor jou lewe? Het jy skuiling gevind in die kruis? Want waar die bloed van die lam is daar genade, is daar vergifnis, is daar vryspraak, en is daar verbygaan. Kan ek en jy op 'n plek kom wat ons bereid sal wees om te sê, Here, ek wil hê dat die bloed weer in my lewe sy volle krag sal hê. Die krag van die geslagte lam. Besef ek en jy die krag van daardie lam? Die waarde van die bloed van Jesus? En jy kan vanmôre vir jouself antwoord wat dit is. Wat vir jou beklei, wat vir jou instaan. En ek wil met hierdie verhaal getuienis eintlik afsluit. Want as ek en jy weet wie is die lam, as ek en jy verstaan wie is die lam, dan sidder duisternis. Dan sidder dit wat om my is, wat nie van die Here af is. Ek stap nou die dag by 'n plek in, nie in Bloem nie, julle kan ontspan. Ons was relax. Ons was daar in, ek het nie eens vir die span vertel nie, want ek wil dit hou vir vandag. Ons is in Denysville gewees vir streeksvergaderings en eintlik die Vaaldam, waar by die Vaaldam. Daar gaan niks aan daar nie hoor, as jy gewonder het, ek weet nie so. En daar's een Tuka shop hier daar. Dis wat dit is. Dan betaal jy R100. R120 vir so 'n klein Jacobsie. Maar in elk geval,
langs vir die kort. En ons is op pad terug. En ons verdwaal. Dis die tweede keer in 'n ry wat ons verdwaal van daar af. So dieselfde keer laas jaar, dieselfde. Letterlik, hoor vir my, copy en paste fout gemaak. Soos presies. Ons het gedraai, links gedraai, toe ry ons en toe draai ons by dieselfde plek weer om en ry weer al dieselfde. Julle soos copy paste fout. En ons gaan in by 'n plek. Gooi eers petrol in en ons gaan by 'n slaghuis in. Amazing slaghuis, was baie cool. Baie lekker plek. En ons kry lekker biltong en die Heilige Gees begin my praat en hy sê vir my, you need to prepare. Here, vir wat? Want ek het nie nou tyd vir ongelukke in die hospitaal gaan lê ry nie. Ek het nie nou tyd vir daai vakansie nie. Dit gaan nie nou werk nie. En ons ry. Ons ry toe tot by Kroonstad en ons stop by Kroonstad by die garage. En ek stap in die badkamer in. En toe ek by die badkamer instap by die 3de toiletstal, ervaar ek my gees, trek so in een. Nou moet julle weet, wanneer ek iets beleef en ervaar, wil ek nie noodwendig my rug na dit toe draai om nou te staan. Ek wil nie graag nie, want ek beleef iets. En die Here sê vir my, pleit die bloed. En op die oomblik pleit ek die bloed van Jesus, sy beskerming, die krag van wat dit is, en ek draai om, en ek draai my rug op dit, wat ook hier agter is. En ek doen my ding, en ek maak klaar, en ek draai om, maar soos ek nou is ek soos, ek wonder wat is hier binne. Jy weet, nou is ek so half van, dan check ek eers, wat sien ek? En ek kan uitfigure wat dit is hier. En ek dagte, en hier kom Joshua in. Niks nie. Nou, hoe kom so dop, of hy iets sien of beleef? Nee, maar dan gaan ek soos. En ek stap toe uit, en ek vra vir die Here, jy moet my sê wat dit was. My sê wat dit was. En weet jy wat sê die Here vir my? Daar was iemand daar binne wat gesê, die volgende ou wat instap, is die een wie se lewe ek neem. En ek soos, ekskuus. Kyk, dit sou vir my baie interessant gewees het. Nou, wat dit is, wat dit was, hoe dit was, weet ek nie. Maar die oomblik toe ek die vrymoedigheid vat, om die krag van wat God hier sê, in hierdie woord, te vat, oor my te pleit, en daarop te staan, en my rug te draai, of wat ook al dit is, wil ek vandag vir jou kom sê, sit my en jou in 'n posisie om te besef wat die krag van die bloed is. Maar ons hardloop rond soos afkophoenders. Nee, ek sluit nie eens my huis nie. Want my huis is getoon, ek sê nie hoe dit dan gaan doen nie. Asseblief nie, wen my vrou tot vandag toe, maar ek weier om in vrees te lewe. Want die bloed van die lam is gesmeer aan die deurposte van my hart. En wat ook al my moet tref, sal my verbygaan. Want dis die God wat ek en jy dien. So kan ek jou volgende uitnooi, om dalk net so bietjie weer jou hart te check. Dalk vir jouself te sê, wat is die prys? Wat is die krag van hierdie bloed? Want is nie noodwendig altyd die krag van die Heilige Gees, waarin ek en jy wandel, wanneer hy oor ons kom nie. Dis die waarheid, maar die krag van die Heilige Gees kan net tasbaar teenwoordig raak in my en jou lewe, wanneer ons die bloed van Jesus verstaan. En die prys wat betaal is. So ek wil jou vra om net so oomblik te sit, sommer net jou oë toe te maak, vir geen rede nie. Net dat hulle wat langs jou sit jou nie pla nie. En ek wil jou vandag vra, sien jy die lam? Gee jy die lamme geleentheid? Gee jy Jesus die geleentheid? Om net weer eens vir jou te kom sê, daardie prys het ek vir jou betaal. Daardie prys was omdat ek jou naam ken. En daar ergens 'n dag was, wat jy gesê het, Here, hier is ek.
Vader, ek kom bid. Mag die krag van Jesus se opoffering, se lewe in ons lewens tagsbaar raak. In Jesus naam. Amen. Amen. Het dit iets vir iemand beteken vanoggend? Het dit weer so 'n bietjie jou hart wakker gemaak? Wie moet bietjie bely? Nou word die hande al hoe minder. Want in die kerk my hand opsteek en gaan hulle sien ek het sonde. Hulle weet jy het sonde, ons almal het sonde. Maar mag ek en jy aanhou. Aanhou. Maak ons ook wat voor ons deur gegooi word nie. Mag ons aanhou in die krag en die bloed van Jesus loop. Amen. Amen. Dankie julle. Wil net die band gou vorentoe roep so lank asseblief. Jo, pastoor, daai as ons verstaan wie is die lam, dan sidder die duisternis. Dit het, wat 'n kosbare, kragtige woord was dit vanoggend. Dankie daarvoor, pastoor. Die aankondigings vir die week is net tweeetjies. Dit raak nou bietjie minder. So vanaand is daar geen aanddiens nie. Daar's nie gebedsdiens vanaand nie. En dan wil ons net herinner aan die doopdiens wat die 23ste, ek het per ongeluk geskryf dooddiens. Toe sê Joshua, dis nie heeltemal verkeerd nie, want jy sterf in jouself so, maar ek weet dit is doopdiens. Okay, so die doopdiens is die 23ste, dis volgende Sondag. As jy wil gedoop word of 'n klein ding aan die Here wil toewy, kontak asseblief vir pastoor. En dan gaan ons nou vra dat almal staan en jy kan die saad uithaal wat jy wil saai in die koninkryk en dan gaan ons daaroor bid en dan gaan ons afsluit en terwyl ons met die laaste lied afsluit, gaan die kollekte dan bordjie dan by julle verbykom. Onthou asseblief besoekers, as jy jou vormpie klaar ingevul het met jou kontakbesonderhede, gooi dit ook vir ons daarin asseblief. So kom ons staan. Koning Jesus, so dankie dat ons met dit wat U vir ons voorsien, kan terugsaai in dit wat U en daar waar U wil voorsien. Ons bid die seën af op elke saad wat vanoggend gesaai word. Mag dit op die regte plek in gehoorsaamheid aan U gesaai word, daar waar U dit wil hê, in lyn met U woord. In U naam alleen. Amen.
speaks, in the candle of